En die Here groet jou vanoggend met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel. Vader, ons as 'n gemeente in U huis vergader, en ons nader die troonkamer in nederigheid en 'n diepe afhanklikheid van U. Ons as 'n gemeente kan ons vereenselwig met koning Dawid se gebed in 139. Here, U sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek opstaan. U weet dit, U ken my gedagtes. Nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Here, U is daar vir ons wanneer die vyand toeslaan. U is daar wanneer ons moeg word. U is daar wanneer ons struikel. U is daar wanneer ons hartseer is. En U is daar wanneer ons hulp benodig. Dankie, Vader, dat U elke gehoorsame kind van God verseker deur die woord, dat U al reeds die planne vir ons lewens ken. Vader, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Dankie dat U vir ons krag gee, wanneer ons kragte kwyn. U is ons anker, wanneer die storms woed. Hierdie woorde en beloftes gee ons as 'n gemeente soveel gemoedsrus, dat ons as 'n gemeente in autoriteit die volgende lidmate aan U voete neerlê. En ons bid vir volle genesing. Delien Meiberg, Lene Jacobs, Anton van der Westhuizen en Rihanna Raad. Vader, gee asseblief dat ook hulle familielede dieselfde gemoedsrus en kalmte sal ervaar, wat ons as 'n gemeente tans ervaar. Baie geluk aan die lidmate wie se naam in die DLK verskyn, wat in die komende week verjaar en hulle huweliksherdenkings vier. Dankie dat U nog 'n jaar tot hulle lewens en huwelike toegevoeg het, en laat hulle 'n wonderlike dag saam met hulle geliefdes vier. Here, dan bid ons vir ons regering, Here, die verkiesing wat opkom. Here, ons vra dat U ons regering en die mense wat in gesagsposisies is, Here, laat hulle met besef, hulle kan ons land nie regeer sonder U nie. U is die antwoord, Here. Ek vra, Here, dat U hulle sal swaai, Here, dat hulle geen ander God sal nader, voorvaders of enigiets behalwe U nie. Here, ek vra dat U die verkiesing rustig sal maak, Here, en dat ons hierdie pragtige land wat U geskep het, Here, op 'n ordentlike manier kan lei. Here, ons bid vir Dominee Stefan, wat vir ons die woord gaan bring. Maak ons ore en ons harte toeganklik vir U woord. Dankie, Here, dankie dat ons tot U kan bid en ons weet U luister. Dankie, Vader, dat U ons lief het en dat U gewillig saam met ons deur ons uitdagings gaan. Dankie vir U genade en liefde. Ons het U met ons hele hart lief. Alle eer aan U. Amen. Ja, vanoggend staan bekend as in die kerklike jaar as Palmsondag. Dit is die Sondag voor Jesus se kruisiging, die Vrydag. En ons gaan lees ook daarvan Jesus se intog die Sondag in Johannes hoofstuk 12. Die Evangelie volgens Johannes hoofstuk 12. Ons gaan lees vers 12 tot 19. Johannes 12 verse 12 tot 19. En ek lees uit die 1983 vertaling. Die volgende dag het 'n groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: "Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel." Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan: "Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom, hy ry op 'n donkie." Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is,
het hy daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Ja, Palmsondag. Nee, as ons nou kyk na die 4 evangelies en ons sien wat daar gebeur het, op Palmsondag was dit gewees dat Jesus het nou vir Lazarus uit die dood opgewek en daar's 'n klomp mense wat saam met hom beweeg na Jerusalem toe, want in Jerusalem is daar nou 'n groot fees wat wag, die Pasgafees wat gevier gaan word. En hulle is opgewonde nadat hulle hierdie wonderwerk gesien het dat 'n persoon uit die dood opgestaan het. En nou is daar mense wat saam met Jesus beweeg van Betanië af en hy stuur 2 disippels om 'n donkie te kry, 'n donkie vul te kry, 'n hings te kry. 'n donkie vul te kry in Jerusalem. En wat hulle gaan kry vir hom en hy klim op die donkie en van sy disippels sit van hulle klere op die donkie vul se rug. Sodat Jesus daarop kan ry en ander het ook klere voor die donkie uitgegooi, waarop die donkie moet loop en selfs ander het ook palmtakke afgepluk. Dis hoe met Palmsondag, palmtakke afgepluk en op die pad gegooi waaroor Jesus dan ry met die donkie vul. En daar was ook 'n klomp mense wat gekom het van Jerusalem, daar's ander wat vooruit gegaan het Jerusalem toe en daar die mense vertel het dat Jesus vir Lazarus uit die dood opgewek het. En hulle kom nou ook van Jerusalem af, kom hulle en hulle ontmoet hierdie skare wat saam met Jesus beweeg. En daar breek eintlik 'n groot herlewing uit. Groot herlewing wat uitbreek. Almal sê Hosanna, gooi klere op die pad, palmtakke, Hosanna's word gesê, prys die Here, want kyk hierso, hulle het 'n verwagting dat hier 'n Messias, die Messias het gekom in Jesus. En daarom noem ons dit Palmsondag, nee, die palmtakke wat afgepluk is en op die pad gegooi is. En ek lees so 'n storie van 'n seentjie. Hy was hierdie seentjie was op Palmsondag siek geword en hy kon toe nie saam kerk toe gaan saam met sy pa nie en hy en sy ma het by die huis gebly. En die pa het die Palmsondag erediens bygewoon en teruggekom met 'n palmtakkie in sy hand en hy vra toe sy pa, waarom het jy hierdie palmtakkie in jou hand? En sy pa vertel hom toe, toe Jesus die stad ingekom het, nee, die mense palmtakke gewaai en gesê Hosanna's en goeters, en daarom het hulle ook vanoggend palmtakke ontvang. En die seentjie sê toe sy pa, die een Sondag wat ek mis, is die Sondag wat Jesus opgedaag het. Nee, almal ontvang Jesus, bly dat hy in die stad inkom en die fees gaan saam bywoon. Maar dan ons lees dan ook van die dan lees ons in vers 13 tot 15, hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in naam van die Here kom en die koning van Israel. Jesus het op 'n donkie geklim wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie Sion, kyk jou koning kom en hy ry op 'n donkie. En dan sien ons hierso dat Jesus proklameer eintlik openlik hierso, dat hy die verwagte Messias is, die koning is, wat gaan kom. Want wat hy hier doen, toe hy so Jerusalem inkom, op 'n donkie vul, was dit ook die vervulling van die messiaanse profesie van die Ou Testament. Byvoorbeeld Sagaria 9 vers 9, staan daar, Sagaria 9 vers 9, wat profeties vooruitgewys het na die Messias wat kom. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. So Jesus verklaar eintlik deur hierdie optrede openlik, hy is die verwagte Messias. En dis 'n opwindende dag, die skare sien dit ook raak, die Hosanna's wat geskree word. Dis eintlik 'n herlewing wat in Jerusalem uitbreek. En almal is bly
en sien wat gebeur en gehoor wat gebeur het. Maar wat so snaaks is, net 'n paar dae later, verander hy skare. En hulle skree nie meer Hosanna nie, maar wat skree hulle? Kruisig hom, kruisig hom. Hoe kan dit gebeur? Net binne 'n paar dae. Verander alles. Kruisig hom. En dan sien mense in hierdie geskiedenis en dit wat gebeur het, sien ons die verskil tussen 'n ware geloof en 'n skyngeloof. Die meeste mense het daai Palm Sondag toe Jesus Jerusalem op 'n hingsvul inry, 'n skyngeloof gehad, nie die ware geloof nie. En baie keer vandag nog so ook. Ons moet na onsself ook kyk. Sit ek dalk met 'n skyngeloof of het ek 'n ware geloof? En dan moet jy kyk na die kenmerke van 'n ware geloof in Jesus. Die eerste kenmerk is 'n ware geloof in Jesus is Christus gesentreerd en nie self gesentreerd nie. Dit gaan nie oor jouself nie. Want dit is omtrent die evangelie van die Wester, nê? Daai verbruikersmentaliteit. Hoekom het hierdie skare Jesus so gehosanna en geloof en geprys? Hoekom het hulle? Dit is seker 2 redes wat ons kan uitwys. Hulle prys Jesus want hy doen wonderwerke. Nee, hy het wonderwerke gedoen. Ons lees dit in vers 17 en 18. Die mense wat by Jesus was toe hy vir Lazarus die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wondertekens gedoen het. So hulle geloof was omdat hulle wonderwerke gehoor en gesien het. Daarom loof en prys hy. Gaan oor die wonderwerke. Dan kan Jesus my ook 'n wonderwerk in my lewe doen. Maar waaroor gaan dit dan? Oor my, nie oor hom nie. Watter wonderwerke kan hy vir my doen? Nog 'n rede is hoekom hulle Jesus so geloof en geprys en Hosanna was gewees natuurlik. Hulle het gedink Jesus is 'n politieke leier. En hy gaan die Romeinse oorheersing nou hierdie naweek, nee, dit wat voor lê hierdie week, gaan hy die Romeinse oorheersing afgooi. Hy gaan hy juk afgooi. Hy gaan hulle verlos. Hulle het 'n aardse koning verwag wat hulle van die Romeinse oorheersing gaan verlos. Soos wat Moses die volk van die Egiptenare verlos het. Hulle dieselfde verwagting gehad. Dit oor hulle self weer gegaan. Hoe die Joodse staat weer herstel gaan word en die Romeinse juk afgegooi gaan word. En dan 'n paar dae later, dan lyk Jesus nie meer soos 'n politieke leier en 'n koning nie. Daar waar hy verhoor word, waar hy gegeesel word deur die Romeine, is 'n soldate, waar 'n doringkroon op sy kop sit, dan lyk hy nie meer na die leier wat ons soek nie. En dan verander alles. Dan verander dit. Dan kom Pontius Pilatus en hy gee vir die volke keuse net tussen Jesus Barabbas en Jesus Christus. Nou Barabbas was 'n Joodse rebelle leier en hy het in 'n opstanding teen die Romeinse regering het hy moord gepleeg en daarom was hy gevange geneem. En dan sê Pontius Pilatus, wie moet ek vrylaat? Jesus wat die Christus genoem word of Jesus Barabbas? En hulle kies vir Jesus Barabbas. Die aardse, wat die politieke opstand, wat die aardse juk wil afgooi. So hulle het voorwaardes gehad teen die soort Messias wat Jesus was. Hulle het voorwaardes gehad. Ja, Jesus sal jy volg, as, nee, dis 'n as geloof, as u dit en dit doen, as u die Romeinse oorheersing kan afgooi, as u dit of dat vir my kan doen. Nee, hulle het voorwaardes gehad teen die tipe Messias wat Jesus was, wat 'n verlosser is deur die kruis. En vandag ook kan ons dieselfde geloof hê. Here, ek sal glo in U. Here, ek sal U volg, as U vir my daai droomhuis gee, of as U vir my die werk gee, of as U vir my daai droomkar gee, of wat ook al. As U vir my aansien gee, dan sal ek U volg. Daai as geloof. As U my die lotto laat wen, dit ek hierdie week so
gehoor. Jy kan selfs voorwaarde aan die Here stel om iets te doen wat hy nie sal doen nie. Hy sal mos nou nie die geluksgodin gebruik om vir jou te laat wen nie. Nee, so het mense selfs misverstande. Met ons disipelmakers mikrogroepe Sondag middag word gesê, elke week moet jy 'n geestelike gesprek hê met iemand. En in die week het ek 'n geestelike gesprek met 'n ou by die gym, 'n oom, en hy vertel toe vir my, hy sê vir my, ek sê, kan ek vir hom bid, hy's siek, is nie lekker, sy blonge is nie lekker nie. Hy sê vir my, ja, mens moet bid, maar jy moet ook doen. Hy sê, hy het al gehoor, hierdie een ou sê vir die Here, Here gee dat ek die lotto sal wen. Hy sê, maar toe sê die Here vir hierdie ou, maar dan moet jy my help, jy moet 'n lotto kaartjie gaan koop. Verstaan jy hoe skeef getrek aan ons raak? Nee, daar so, ja, 'n tekort aan kennis. Ek dink die Here wil nou die geluksgodin gebruik. Nee, maar ons het daai as geloof. As u dit vir my sal doen, dan sal ek u volg, sal ek glo. En voorwaardes, as jy vir die Here voorwaardes stel, dan spreek dit van 'n selfgesentreerde lewe. Dit gaan oor jou. Die westerse verbruikersmentaliteit. En baie mense, nee, as hulle in krisis is, nee, dan gaan hulle na die Here toe en hulle probeer alles. Gaan na die Here toe, probeer dobbel, probeer dat, gaan na voorvaders toe, gaan doen alles. Maar dit is selfgesentreerd. Dit gaan oor my. Dis nie 'n ware geloof nie. En dit is wat die meeste van die skare ook gehad het. Nee, hierdie skyngeloof. Nee, besluit om die beste, om jou hele lewe vir die Here te gee. Sonder enige voorwaardes of 'n as. Om jou toe te wy aan die Here, sonder voorwaardes. Nog 'n kenmerk van 'n ware geloof is, ware geloof kom deur 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Jy moet hom persoonlik ken. Die skare skreeu, Hosanna, prys die Here. Hoekom? Want dit was toe die inding om dit te doen. Toe Jesus op die donkievel ingaan. Net toe is dit die inding, Hosanna, almal doen dit. En 'n paar dae later, wat was die inding gewees om te doen? Om te skree, kruisig hom. Almal doen dit. Toe wil almal weer kruisig hom, want dit is die inding. En dis om hulle nie verhouding met die Here gehad het nie. Nee, dis 'n populêre ding om te doen. Almal doen dit. En met die verhoor van Jesus was die populêre ding weer gewees, kruisig hom. Gaan maar net saam met die stroom. En vandag kan ons ook, baie van ons, maar jy wil maar self, jou self toets en kyk wat is toestand. Maar baie lidmate of sogenaamde gelowiges, Christene, kan ook maar net altyd saam met die stroom gaan. Nee, maar neem nooit duidelike standpunt in van wat reg en verkeerd is as ek daar by die werk is, of tussen kollegas, of daar om die braaivleisvuur. Dan praat ek maar net saam ook, want dis die inding. Dis my baie keer so verbasend ook, jy weet, op hierdie WhatsApp groepe wat jy kry, nee. Vrydag se boodskappe wat geplaas word op WhatsApp groepe, nee. Dis Vrydag en dan dit al, dit is so onder die bel, dit is so suggestiewe boodskappe wat gestuur word. Maar Sondag word daar ook, of met Paasnaweek word daai selfde persone stuur ook boodskappe, maar is hierdie prentjies oor Paasfees en goeders wat ook gestuur word. Dan maak dit nie sin nie. Want dis nou Paasnaweek, dis die inding om nou te doen om hierdie mooi prentjies. Dan word nie self geskryf nie. En ons baie keer nie self 'n verhouding met die Here nie. En daarom word net hierdie mooi Paasfees prentjies net gevolg en geplaas op die WhatsApp groep. Maar Vrydag is dit ander tye. Dan is dit ander boodskappe. Baie suggestief. So net so onder die belt. Ja, ons moet, jy kan nie net saamgaan nie. Ware geloof is jy staan op vir wat reg en waar is voor die Here. Jy is nie 'n Sondag Christen nie. Jy is altyd 'n kind van die Here. Jesus het ook gesê, net die wat hulle gaan skaam vir hom en sy woord in 'n ontaarde, goddelose wêreld, hy gaan ook hom skaam vir jou, as dit is hoe dit gaan.
As dit net gaan is om saam met die stroom, om in te wees, om die inding te doen. Dit is nie 'n ware geloof nie. Ware geloof kom uit 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Elke dag is dit vars en nuut. En Jesus rig my voetstappe. Nog 'n kenmerk van 'n ware geloof is, ware geloof word nie gekeer deur jou persoonlike beproewinge en krisisse nie. Dis nie wanneer ek 'n krisis, dan is my geloof ook by die agterdeur uit nie. Nee, dit was gevaarlik later. Met Jesus se verhoor en sy gevangenisneming daar in Getsemane, was dit gevaarlik om op te staan vir Jesus Christus. En dis wat mense sien wat gebeur het met die disippels. Nee, voor Getsemane het almal gesê, selfs Petrus gesê, hy sal Jesus volg, hy sal sterf saam met Jesus. En al die ander disippels sê, hulle sal dieselfde doen. En toe het Jesus nou vir Petrus gesê, die haan gaan 3 keer kraai en dan gaan jy my verloon. Nee, almal het gesê, ja, ek is saam met jou. Ek is saam met ons leier, Jesus Christus. Maar toe het gevaarlik word, toe Jesus gevange geneem word, nee, toe het staan daar, almal het weggehardloop. Net toe is dit bietjie te gevaarlik. Hulle hardloop weg, selfs een van die disippels het kaal weggehardloop. Toe het te warm raak, toe het gevaarlik raak. En ja, ons weet ook hoe Petrus Jesus verloon het. So wat die disippels het eintlik 'n godsdiens gesoek sonder die kruis. Dit moet net goed gaan. Nee, 'n godsdiens sonder die kruis, sonder om iets af te sterf. Ons is so bang om ons lewens te verloor. En hulle was ook net so bang. En ons kan lekker sê, die disippels was so en so, maar dink jy vir jouself ook. As jy dink jy kan jou lewe verloor, omdat jy Jesus volg, wat gaan jy doen? Gaan jy ook maar miskien weghardloop nie? Ons moet nie 'n godsdiens soek sonder die kruis nie. Jesus het self gesê, die wat agter my aan wil kom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. So daaglik is dit 'n kruisiging. Dinge afsterf. Nee, as die Here, baie keer wil ons Jesus volg, maar ek wil nog steeds my lewe lei soos wat ek dit wil lei. Maar as die Here vir jou gewys het, daar's 'n sonde in jou lewe, jy moet dit afsterf, jy moet dit bekeer, anders gaan jy nie die werking van die Gees in jou lewe ervaar nie. So elke dag, daaglikse bekering moet plaasvind in jou lewe. As jy sien daar's 'n probleem, om Jesus te volg is om jou kruis op te neem, dinge af te sterf, en om te volg. Jou te bekeer van jou gewoonte sondes. En nie maar net aangaan en sê ek volg Jesus en ek doen maar soos ek wil nie, dan volg jy hom nie. Nee, dis 'n godsdiens met 'n kruis. En dan ook, as daar beproewinge kom in ons lewens, wat gebeur? Dis wanneer ons geloof gesuiwer word. Want baie mense, hulle sê mos, ja, 'n beproewing kan jou beter of dit kan jou bitter maak. Nee, dis wat gebeur. Party mense in beproewing word beter, hulle geloof, die wat 'n ware geloof het, hulle geloof word gesuiwer, hulle geloof vertrou in die Here word nog sterker in 'n beproewing. Dis wanneer jy groei in jou verhouding met die Here. Is dit wanneer dit moeilik gaan. Jy roep na die Here. Maar ander mense word bitter. Die wat 'n skyngeloof het, word bitter. Hoe kon dit met my gebeur het? Ek's dan 'n kind van die Here. Ek probeer dan reg lewe. Kyk nou wat my gebeur. Help dit ooit om die Here te volg? Help dit om hom te dien? Kyk wat gebeur met my wat nou 'n kind van die Here is. Maar dan sit jy met 'n skyngeloof. Ja, 'n voorbeeld te vat. Lennard, wat met jou gebeur het? Nee? Kan my sê, hoe kan dit nou met my gebeur? 'n Hartaanval hier in Mosambiek. Nee, en jy kan bitter raak. Ek's 'n kind van die Here. Hoekom gebeur dit? Maar toe verander dit, want dit is 'n ware geloof. Gaan nie oor my omstandighede nie. Het gaan oor die Here. Wat my wonderlik was, toe Lennard daar deur die grens is, nee, en daar van Komati Poort in die ambulans is besig om Nelspruit toe te ry, toe bel hy my en sê, hoe sou dit gebeur, en ons begin toe bid.
En dit is baie erger as hy gedink het is toe hy in Nelspruit kom. Sê daai dokter, en ek het daai foto's gesien, hoe daai goed geklok was, hoeveel daai are en dinge, in ballon ingeplaas moes word, stent ingeplaas moes word, so baie erger. Maar dan, toe sien ons die hand van die Here reeds. Maar mens kan bitter wees. Nee, verwy die Here, kyk hoe dit. Nee, 'n vaste geloof, laat jou weet, die Here se optrede en sy hand in jou lewe sien, waar ek deur die moeilike tye gaan. Want as dit ons goed gaan, dan kan ek myself die dinge uitsorteer, is die Here nie so nodig nie. Maar as dit moeilik gaan, dan sien jy. En as ek my lewe ook terugkyk, daai moeilike tye, is wanneer ek regtig geleer het wie God is. En dat hy gesê het, hy sal my nooit verlaat of in die steek laat nie. En dis waarvan jy getuig. Ware geloof word nie gekeer deur persoonlike beproewinge en krisisse nie. 'n Ware geloof is nie afhanklik van omstandighede, goeie omstandighede nie. Nee, ek was ook al by 'n klomp groot Christelike byeenkomste waar die Here geloof en geprys word en dit is goed en dit is reg. Maar ons moet die Here nog steeds loof en prys. Maandag, terug by die werk, terug met dieselfde baas, terug met dieselfde kollega, terug met dieselfde werkers. Kan jy daar ook nog die Here loof, eer en prys? Ons moet entoesiasties bly elke dag. Ware geloof weet, God sal ons nooit verlaat of in die steek laat nie. En dan 'n laaste kenmerk van 'n ware geloof wat ek wil uitlig. Ware geloof is vertroue dat Jesus Christus die mag het om sy koninkryk selfs deur kruisdra te laat kom. Nee, jy glo dat hy is die Messias op die donkie val, wat spreek van sagmoedigheid en nederigheid. Dat Christus reeds sy koninkryk laat kom het, deur sagmoedigheid en nederigheid. Deur al ons sondes en laste op homself te vat. En dit te dra tot aan die kruis waar hy gesê het, dis volbring. En natuurlik ook as oorwinnaar opgestaan het. Jesus kom nie Jerusalem in op 'n oorlogsperd nie, as die regter, en wat net almal wil vernietig nie. Ja, hy gaan weer kom op 'n oorlogsperd, en wanneer is dit? By sy wederkoms. Dan is dit klaar, dan is dit verby. Maar met sy eerste koms, kom hy met 'n donkieval, sagmoedig en nederig van hart. En ons kan al ons laste en ons sondes op hom plaas, want hy het versoening gedoen daarvoor aan die kruis. Daar het hy dit gedra vir jou en vir my. Glo jy dit? Die wonderlikste is, daar was mense wat volhard het en bly glo het toe Jesus hang daar op Golgotha. En wie was hulle? 'n klompie vrouens wat hom gevolg het, nie die disippels nie. Hulle het geglo dat Jesus die mag het om sy koninkryk te laat kom deur kruisdra, deur kruisig. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder se suster en Maria, die vrou van Kloppas, en Maria Magdalena gestaan. Hulle het die ware geloof gehad en hom bly volg. Dis ook aan wie Jesus eerste verskyn het, is aan vrou, nê, met sy opstaan. Die ware geloof laat jou Jesus sien. En so kom ons hou vas aan die ware geloof. Moenie voorwaardes vir die Here stel nie. Sê Here, as jy dit doen, dan gaan ek dit doen. Wat? Want dan sê ek jy volg. Voorwaarde is nie 'n ware geloof nie, is 'n skyngeloof. As jy my sien, dan dit werk nie. Moenie voorwaardes stel nie. Moenie die werking, die vernuwende werking van die Heilige Gees in jou lewe teestaan nie, deurdat jy jou nie bekeer van jou sondes nie. Jy kan vra, Here, seën my huwelik val uit mekaar, seën my huwelik, asseblief Here, help, seën. Maar dan is jy besig met pornografie of iets van die aard. Nee,
dan kan die Here sê, bekeer jou. Dis 'n kruis, nee, jy moet dinge afsterf in jou lewe. Dis 'n daaglikse volg van Jesus. En moenie, en getuig, staan op vir die waarheid. Wees altyd dieselfde, dat mense van jou kan sê, jy is van maandag tot sondag dieselfde persoon, want jy staan op vir wat goed en reg is. Dit is 'n ware geloof. Jy doen nie net die inding nie. Jy staan op die waarheid in Christus. En glo. Glo die kruis van Jesus. Dat hy nederig, 'n Messias is wat nederig van hart is en sagmoedig van hart. Nee, wat gekom het om jou sondes op homself te vat en volmaak versoening te doen daarvoor aan die kruis. Plaas jou vertroue in Jesus. In voorspoed of teëspoed. Vertrou op die Here. Kom ons dank saam. Here, ons kom en sê daar, ons word ook baie keer, Here, het ons ook maar 'n skyn geloof. Here, dat ons baie keer ook aan u voorwaardes wil stel. As u dit doen, my seun, dan sal ek. Vader, ons los u voorwaardes, ons volg u. En Here, ons vra ook, Heilige Gees wys vir ons ook, dat ons ook ons kruis sal opneem en u volg, en ook ons sondes sal afsterf, dat u dit wat u op ons gewys het, waarvan ons ontslae moet raak, dat ons sal bekeer, en die sonde sal afsterf. En Here, dat ons geloof ook nie afhanklik sal wees van omstandighede nie. Maar het sal wees, Here, omdat ons weet en ons glo dat u die mag het om die koninkryk te laat kom reeds deur kruisdra. Reeds deur u kruisiging. Dat u finaal die duiwel, die sonde en die dood oorwin het. Dankie vir daai wete, Here. En dankie dat ons kan weet ook, Here, u sal ons nooit verlaat of in die steek laat nie. En ons hou aan dit vas in Jesus se kosbare naam. Amen. En as ons ook nou die seën van die Here ontvang, dan is dit ook om uit God se genade te gaan lewe en ook sy gesindheid te gaan wys aan 'n wêreld wat soekend is, wat nog nie duisternis is. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.